Dit is vir my 'n groot voorreg om saam met Laurika Rocksmith te sit en na haar getuienis te luister. Sy het dit al met my gedeel en ek word altyd aan my hart geraak wanneer sy vertel oor dit wat Jesus vir haar gedoen het. Laurika, baie dankie dat jy 'n bietjie met my kuier om ook te vertel wat Jesus vir jou gedoen het. Hallo Demi, dankie. Lekker om hier te wees. Nou uiteindelik, as ons dink aan die werk van die Here in 'n mens se lewe, dan het die Here met ons elkeen 'n ander pad gestap. Wil jy nie net so iets vertel van die pad wat die Here met jou gestap het in jou verlede? Waar kom jy vandaan en hoe het jy op die punt gekom dat jy hier saam met my sit en gesels? Ek het 'n wille kinderlewe gehad en so weggedwaal heeltemal van die Here af. Van voog tot voog, kinderhuis tot kinderhuis. Nou en dan my maale gesien. Skool tot skool. Ja, ek het nie belang gestel om die Here te ken nie, want dit het altyd gevoel asof die Here my nie ken nie. En ek het op straat gelewe vir 'n ruk. Ek was 'n seksverslaafde, ek was 'n alkoholist, ek was in drugs in gewees. Ek het my man ontmoet, ek het aborsies laat doen, en ek het net naderhand gevoel, hoekom wil die Here my, as my maale my nie wou gehad het nie. So ek het myself meer jammer gekry. Toe my jongste Michael het 'n maatjie by die skool gehad en hulle het kerk toe gegaan, die mense. En so het hulle ons gevra, kan my kinders dalk saam met hulle kinders kerk toe gaan? En ek het vir Robert gesê, wel, what's the worst thing that can happen? Kom nou, hulle gaan ons nou kerk toe. Dan kom tel hulle die kinders op in die oggend, dan is ek en my man klaar lekker getrek. Nie waar ons moet wees nie. En so het die kinders erken dat hulle hart vir ons gebid het. Maar die een aand het ek ook mal geraak, weer die hele huis omgekeer. Dit was ook 'n gewoonte van my gewees daai. My man geslaan, my kinders vervreem, en die oggend wakker geword, bloed op die vloere, en hartstogtelik begin huil by die Here, en hom gesmeek om my te kom help, want ek kan nie meer nie, ek weet nie wat om te doen nie. En dit was nie 'n uur later nie, toe bel Michael se maatjie se ma my, en vra vir my, sal ek belangstel om vrouekamp toe te gaan. Daar so het 'n plekkie oop gegaan. En die eerste ding wat ek sê is, ja, natuurlik. Maar nou dadelik daarna, dan begin jy wonder, is dit nou 'n goeie idee? Want nou sê die mense vir my, onthou, jy gaan nou nie jou drank kan saamvat nie, hoor. En jy gaan nou nie, ek het dae gerook op die vrouekamp. Gevloek soos 'n matroos, ek het nie eers geweet ek vloek nie. Hulle het my na die tyd gesê ek het gevloek. En ja, daar het ek die Here ontmoet. Ek het by die huis gekom, ek het gevoel, iets in my is anders. Maar ek het nog nie 'n oorgawe gemaak nie. Ek het begin 'n kerk toe kom, my man het na die tyd saam met my begin 'n kerk toe kom, en die Maart maand, dit was die Oktober vrouekamp van 2022, en die Maart maand 2023, toe besluit ek en my man, okay, ons gaan nou lewe vir die Here, en ons het opgehou met ons gedrinkery, ons het naderhand opgehou met ons gerookery, ons lewens het heeltemal verander. Ja, God het groot werk om te doen in ons lewens. Weet jy, Lia, as ek aan jou dink, in die gesprekke wat ons al in die verlede gehad het, as ek die naam Jesus noem, dan is dit asof daar trane in jou oë kom, met die waardering wat jy het vir wat hy vir jou gedoen het. Ek onthou in die verlede gesprekke
rondom so 'n verwagting in jou hart dat jy anderster wil wees en nie meer wil wees soos wat jy op daardie stadium in jou lewe was nie. En dit is uiteindelik vir baie mense 'n groot inspirasie om te weet dat die Here enige iemand kan red. As ek die boek Daniël lees en ek sien hierdie goddelose koning Nebukadneser, dan dink ek altyd by myself, as Nebukadneser gered kon word, dan kan hy enige iemand red. En so ook met jou, dat jy gevoel het op 'n stadium in jou lewe, jy wonder of God jou kan red, hoekom sal hy jou wil hê? En Lee sê vir my, as jy dink aan die verlede, wat is die groot ding in jou lewe wat verander het? Daar's nou baie dinge wat jy dalk gedoen het in die verlede en so meer, wat God jou van vrygemaak het. Maar wat sou jy sê, het in jou lewe so verander, dat jy vandag 'n nuwe mens voel? Sure. Ek was baie aggressief geweest. Ek het mense geslaan, sodat hulle moet drink en moet rook op my partytjies. Ek het gehou van dinge wat glad nie 'n kind van die Here moet hou nie. Maar ek sou gesê het, die grootste ding wat hy in my kom verander het, is my ouerskap en my vrou wees. Ek dink elke vrou daar buite wil 'n Spreuke 31 vrou wees. Dis nie maklik nie. Veral nie as die dominee spreek oor die Spreuke 31 vrou nie, dan dink jy, ja, dit is nie ek nie, maar tog die manier wat die Here met jou werk, jou gesindheid wat jy het teenoor die mense, verander heeltemal. Daar's ons soveel goed wat aan my verander het, waar ek nie eers weet nie. Ek het dit self nie eers agtergekom nie, maar almal om my het dit agtergekom. Ja. Ek dink op 'n stadium terug aan toe julle Lofdal-konferensie toe gegaan het, met hierdie oogmerk om op te hou rook. Sien, want baie mense dink as jy nou gered is, dan gaan alles net dadelik in jou lewe verander. Dit mag so wees dat die Here, soos jy sê, groot dinge in jou lewe onmiddellik verander het. Maar wat vir my kosbaar was, is dat jy gegaan het met 'n doel om te sê, Here, help my met hierdie ding. Dat alles het nie net ewe skielik reg gekom nie, dat jy gegaan het met hierdie doel om die Here te vertrou. Kan jy my so iets daarvan vertel, of ander geleenthede ook, wat jy regtig die Here vertrou het? Elke konferensie wat ons bygewoon het, het ons gegaan met die doel dat die Here ons help. Ons was alkoholiste geweest. En ek kan nie dink, ons sou nooit ophou drink het nie. Ons wou nie ophou drink nie. Ons het niks fout gesien daarmee nie. Vir ons was dit soos in, almal drink. As jy nagmaal gaan nou kry ons wyn, is dit nie? So, ek het altyd gesê, as ons vir 'n maand nie by die kerk is nie, dan gaan ons 5 liter wyn gaan haal en ons loaf brood, want ons het ons nagmaal gemis. En dit is heeltemal die verkeerde gesindheid wat ek gehad het oor kerklewe. Ek het ook seer gekry deur mense wat in die kerk was, as 'n kind. En ek het altyd gesê, as dit is wat dit is om 'n Christen te wees, wil ek nie 'n Christen wees nie. Jy gee voor iets wat jy is, wat jy nie is nie. En by die huis kom jy drink jou brandewyn, jy slaan jou vrou, jy doen wat jy wil doen, ref jou bike. Ons het na Eden toe gegaan, waar Robert gesê het, nee, hy gaan nie ophou drink nie. Hoekom gaan hy ophou drink? Hy gaan nog steeds met geleenthede drink. En die mense ken ons op ons name by die borrelstore. So, ons het ingeloop om sigarette te koop. Die usual goeders wat ons gedrink het uitgekom van borrelstoor tot borrelstoor. En ons het net nooit weer ons lippe aan drank gesit nie. En toe ons Lofdal toe is en ons hou op rook, kyk, ek het gerook soos 'n stoomtrein op pad Lofdal toe. Want ek het geweet die Here gaan my bevry op Lofdal. En hy het ons bevry van ons gedrinkery, hy het ons bevry van ons gerookery. Dit was nie maklik nie. Ek wou nog steeds rook vir 'n paar maande daarna tot nou seker 2 weke terug. Dan kry jy hierdie ding in jou kop van, yes, dit sal nou lekker wees, net een trekkie, jy weet net. Wat is een trekkie nou? Maar ons weet is die duiwel wat vir jou
kom nou man, wat's een trekkie tussen vriende? Dit is daar, maar as ek bid, dan vat die Here dit weg. En ek sukkel vandag nog steeds met my woordetaal, my gevloekery. As ek kwaad raak, ek vloek al baie minder, maar dit kom nog nou en dan. As 'n taxi voor my inry, as my man iets sê wat hy nie moet sê nie, en dadelik word ek aangekla deur die Heilige Gees. Dadelik huil ek weer, soos daai eerste dag voor die Here. Want ek weet ek stel om te leer. Ja. Lee, as ek aan jou dink, dan dink ek aan daardie pragtige lied, Amazing Grace. I once was lost, but now am found. I once was blind, but now I see. Dit is my mooi om te hoor dat die Here is nog nie klaar met jou nie, want die Here is ook nog nie klaar met my nie. Die Here is nog nie klaar met enige een van sy kinders nie, maar die belofte in sy woord, dat die goeie werk wat hy in ons begin het, sal hy voleindig. En dis 'n belofte om aan vas te hou, om te weet dat die Here hierdie goeie werk sal voltooi, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Hy maak ons die voorwerp wat hy graag wil hê ons moet wees. En om net te weet dat die Here voortgaan met sy werk is vir ons 'n troos. Want baie keer is daar mense wat gered is en nou is hulle skaam om te erken dat daar nog dinge is in hulle lewe wat die Here aan moet werk en nou sit hulle fronte voor. Nou bedrieg ons mekaar en ek sê so in die ingangsportaal van 'n kerk is daar 'n tafel met mombakkies wat almal mombakkies aansit en ons sit ons vroom gesigte op en so mislei ons mekaar en die Here kan nie vir jou iets doen solank as wat jy nie wil erken, maar Here help my. Lee, nou daar is iemand wat na hierdie getuienis luister, wat dalk in dieselfde situasie is as wat jy was. Miskien iemand wat vasgevang is in dinge wat hulle nie kan uitkom nie. Wat sou jy vir hulle sê? Miskien 'n boodskap van bemoediging of iets vir hulle net te sê dat hulle kan weet daar is vir hulle hoop in Jesus Christus. Nie in jou krag nie, net in God se krag. En maak nie saak wat se sondaar jy is nie. God wil jou help. Hy wil jou red. Maar hy gaan jou nie red as jy nie die oorgawe maak nie. Jy moet na hom toe gaan. Jy moet by hom pleit in plaas daarvan laat jy drank en sigarette en dwelms en lelike goed aangryp. Gryp die Bybel aan, gryp die Here aan. Dis net hy wat jou kan red. Dit is so. Dis net hy wat ons kan red. Lee, dankie dat jy dit met my gedeel het. En mag die Here jou ook op jou pad vorentoe seën en mag hy daardie werk in jou binneste voort bly doen, want ons weet hy sal dit doen. Dankie dat jy jou tyd afgestaan het om jou getuienis met ons te deel. Dankie, Jomnie. Seën vir jou.